Good afternoon, everybody. Good afternoon. You are greeted again in that beautiful and matchless name of our Lord Jesus Christ. Yes, I know yesterday's teaching was a lekker long teaching, ne? And again, today is the same thing. Like the Lord with the book of Job, he only gave me the book of Job. And he said I was going to speak on the book of Job. And I read a few scriptures, but I wasn't really sure where I'm going with this or how long it was going to be. All I saw from those scriptures is that Job was stubborn. Job didn't want to listen. So I wasn't sure. And then the Holy Spirit surprised us. He showed up and we had a whole sermon. Amen. Today, we are also going to speak on somebody, and he also have a whole book. And again, it's also someone that is very familiar to you and you all know him. But first and foremost, before we're going to announce that, we are going to greet a few people in the studio again. They do not want to appear on camera. I don't know why they're being modest. But to be honest with you guys, I think they are waiting for the deep breathing moment. But anyway, hello Jelle. Goeiemiddag allemaal. Dat hulle daarmee hulle stemme kan hoor. Goeiemiddag. Hulle is weer Shanice en is weer Tannie Jalvia. So hulle sit weer hier by ons in die ateljee en ons gaan lekker kuier saam en ons gaan lekker bid saam. So ons het gister lekker gesing. Again, I'm going to say to you guys, we do not sing to entertain, but we sing to worship the Lord. So do not look for those vocals, because vocals you will not find over here. But worship you will find. Praising you will find. Amen? Mm-hmm. So we're going to praise the Lord today and we're going to worship Him. And we're going to start with a few familiar songs that some of you guys also know. So, yeah. And then we're going to kick off and we are going to pray and invite the Holy Spirit in. Okay. Let's just close our eyes for a moment. Let's just be silent for a moment. And let's just think about this week. This is a holy week. And this is the week of preparation as well. And this is where, the Lord prepared to die for us. So let's just take that in for a little bit and just remember what the Lord did for us on that cross. Amen? Let's just remember that and just keep it there. Just keep that thought there. And remember how He died for your sins, how He died for you to live. If you are sick in your body, if you have a disease at the moment, whether it is cancer, whether it is TB, whatever virus you have in your blood, I want you to just remember that He has died for you to be healed. You don't have to suffer. You don't have to accept the sickness and the diseases and the illnesses. You don't even have to accept a headache. You can rebuke it in the name of Jesus and say that the blood of Jesus is against that headache. The blood of Jesus is against the disease. The blood of Jesus is against the sicknesses. The blood of Jesus is against your circumstances. You are going through stuff at the moment and it feels like your season doesn't want to end and you are going through an endless season. It feels like this thing is just impossible. If it's not the one thing that finishes, it's the other thing that arises. It is just storms after storms, battles after battles. It feels like you are trapped in a warfare that doesn't want to end. So I'm here to say to you that the Lord Jesus Christ has stepped onto the battleground and He has already left the battleground. You are participating in a battle that has already been won. You are participating in a war that the Lord has already overcome. And He has risen. And He is sitting in high places in heaven. And He is sitting at the right hand of our Father. And He reigns as King. And yes, He's coming back to come and take what is His. He's coming back for His bride.
So don't you live as a defeated people, because you are not defeated. You have victory in your right hand. You have victory in your left hand. You are a victorious human being because Jesus has paid the price. He did that for you guys. He did that for me, and He did that for you. You know, when they freed Barabbas, is his name, right? Barabbas. They freed Barabbas. Jesus was innocent, but Barabbas was guilty. He was a murderer. He was supposed to die. He deserved to die. He deserved to be a prisoner. And Jesus did not deserve to be a prisoner. Jesus did not deserve to die. But yet, they set Barabbas free. Now guess what, Sister Althea? Barabbas is you and me. That was mercy being displayed on the cross in the physical being. He didn't just die and then that was a story. No, there was a whole act that was acted out on the cross. When they freed Barabbas, that was a display of how the innocent blood was shed over the guilty ones. The one that was guilty was set free, but the one who was innocent was captured and he died. Barabbas is me and you. We were set free because of his death. Amen? That did not just happen. Nothing is coincidence when it comes to Jesus. Judas was not a coincidence. He needed Judas to be there. He needed a Judas to fulfill his destiny. And he needed a Barabbas to show us how innocent he was. We needed to see it in order for us to truly believe it. He knew that there was going to be some of us that's going to need to see it. So it happened like that. And the innocent, me and you, were set free. The guilty. We are guilty. We are guilty. And he was innocent. And yet he died. So what is the moral of my story, Sister Althea, Sister Shanice? Jesus died for you to be healed. You don't have to be sick. You don't have to struggle. You don't have to battle. You don't have to be trapped in this war. Because Jesus was already on the battlefield, and guess what? He left the battlefield. It's done. What was his final word? There was 7 words, but what was that main word that he said when he was hanging on the cross? It is done. It is finished. Amen? Amen. Above all power, above all kings, above all angels and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before it all began. Again, above. Above all power, above all kings, above all angels and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before it all began. Crucified, laid behind the stone, you left to die
and thought of me above all powers, above all kings, above all angels and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before it all began. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose. Oh yes, Lord, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trembled on the ground. Oh yes, my Lord, you took the fall. Oh, you thought of me and thought of me. Oh yes, my God, above crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trembled on the ground. You took the fall and thought of me above crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled to the ground. You took the fall and thought of me above all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God,
strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Halleluja. Vader, ons prys U. Here, ons eer U, Here. Ons kom sê dankie, Here. Here, vir hierdie God gegewe geleentheid, Here. O, Here, dankie, Vader, vir U beeldskone geleentheid wat U vir ons gee, Here. Om na die troon van genade toe te kan kom, Vader. Om U se aangesig te kom soek in hierdie dag, Vader. En om die woord van die Here so te kan sit en vergader, Here. Here, ek kom bid my koning Jesus vir die boodskap, Here, wat binne in die woord opgesluit is, Here. En ek kom vra, Here, dat U nou die boodskap sal oopsluit, Vader. Here, dat U vir my die sleutel sal gee, Here. Here, dat ek die woord kan oopsluit, my koning Jesus, sodat ek die boodskap kan ontvang vanuit die woord van God. Here, ek kom prys en eer U, Vader, dat U ons tot dusver toe gedra het, Here, in die woord, Vader. Here, dankie my koning vir elke dag se stukkie kos wat ons kon ontvang het, Here. Here, dat U ons siele en ons geeste so kom stig en kom lig het, Vader. En ook vir die twee wat saam met my aan die tafel kan sit, Here. Here, ek prys U, my koning Jesus, vir elke een wat luister en ingeskakel is, Vader. Ek bid dat hulle so sal ontvang, Here, rakia raboshete kiandera kashia labondere kia raboshete, rakiandera kashia laboshendere kia raboshete kia labondere kiandera kashete. Here, die vyand kan ons so weghou van die woord van God af, Vader. En die systeem is so gedesign, Here, dat jy net 'n 5 minute video kyk en nie verder nie, Here. Hy programmeer ons mense se brein so, Here, dat ons nie verder as 5 tot 10 minute sal gaan nie, Vader. O, Here, en dit is hoe ons die woord van die Here mis, Vader, want wanneer ons langer as 20 minute gesit en geluister het, Here, dan is dit te veel vir ons breins om in te neem, Here, maar ek kom bid nou teen die systeem, in die naam van die Here. Here, ek kom bid nou teen daardie systeem, Here, die program van die vyand, Here, op TikTok, Here, op YouTube, Vader, op Instagram, every social platform in the name of Jesus. And I break the system and the program of the enemy. And I open up the path, Father God, for your word. I open up the airways for your word, Lord, so that it can echo in their homes, Father. I open up the social platforms for this word to be preached, Father, and I ask that the algorithm will push these videos into the algorithm onto everybody's For You pages, so that they may hear the word of God, Father. Hallelujah. Sanctify our atmosphere, Lord. Sanctify this word, Father, and sanctify your vessel. Come and bless me, Father. Come and purify me, Lord. Come and empty me, Father, of all foul spirits, Lord, or any spirits that's not of you, Lord Jesus. And deposit the good Holy Spirit into my system.
so that when I speak, Lord Jesus, that the Holy Spirit will direct and redirect my steps and my tongue. I ask this not because I deserve this, Lord, but I ask it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. And I sing your praises forever, deeper in love with you. And here in your close, where I'm close to your throne, and I found where I belong. You are holy, Lord, you are holy. Lord, there is none like you. Lord, you are holy. Holy Jesus, holy. Glory to you alone. Glory to you alone. You are worthy, my Lord. You are worthy. You are worthy, my Lord. You are worthy. You are worthy, my Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy, my Lord. You are worthy. You are holy. You are holy, my Lord. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, my Lord. You are holy. You are holy. You are holy, my Lord. You are holy. You are holy. You are holy, my Lord. You are holy. You are mighty. You are mighty, my Lord. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are mighty, my Lord. Oh, you are mighty. You are mighty. You are mighty, my Lord. Oh, yes, you are. You are mighty. You are mighty. You are mighty, my Lord. You
yes, you are. You are holy, holy. You are holy, my Lord. Oh, yes, you are holy. Halleluja, ons prys U, Here. Ons eer U, Here Vader. O Here, dankie Here dat ons U so kan worship. Here, dankie dat ons U so vrymoedig kan prys, Vader. Here, in soveel ander lande, Here, is die woord so beperk, Here. Here, daar kan mense nie eens hulle monde oopmaak om U te prys nie, Vader. Here, daar kan hulle nie eens vrylik hulle Bybels vat en lees nie, Here. Here, maar hier het ons nog 'n God gegewe voorreg, Here, om ons se geloof so uit te kan basyn, Here. Halleluja, Vader, dit is nie 'n reg nie, maar 'n voorreg, Here, wat ons het, want daar is ander mede-Christene wat doodgaan vandag, Here, vir hulle geloof, Here Jesus. Hulle word aan die brand gesteek, Here. Hulle word doodgeslaan, Vader. Hulle moet ondergronds moet hulle ingaan, Here. Maar Here Jesus, dis ook nie iets wat niet is vir ons nie, Here, want die woord van God sê vir ons dat hierdie dinge gaan alles kom gebeur, en dit gebeur vandag, Here. Maar dankie dat ons so bevoorrecht is, Here. Ons kom erken vandag, Here, ons bevoorregte gees, Here Jesus. Ag Here, en ek kom sê dankie vir al die jare wat U saam met ons gestap het tot nou toe, Here. Here Jesus, as ek so terugkyk op ons pad, Here, o Jesus, dan was dit nie maklik nie. Dit was nie altyd maklik op hierdie pad nie, Here, maar tot so ver toe het die Here ons gedra. Ek eer U daarvoor, Here. Ek prys U daarvoor, Here, en ek kom loof U daarvoor. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for everything that you have done for us, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for everything, Lord. Thank you for your precious blood, Lord. And thank you, Father, that we can sit here, Lord Jesus, and we can just admire and remember this week, Father. This week that you've been through, Lord. And it wasn't easy. It wasn't easy. We can only imagine, Lord, the anxiety that you had from the inside. We can only imagine, Father, what it was like for you. We can never grasp what you went through for us, Lord. But I can only sit here and I can honor you. I can praise you and I can worship you and I can thank you, Lord. That's all I can do, Father. I can't repay you, Lord. I can't give anything, Lord Jesus, that can ever match to what you have done for me. But I can sit here, Father, and I can worship you, and I can give you my life, Father God, and I can tell you, Jesus, you didn't die in vain. Your death was my birth certificate, Lord. I was born because of you, Father. I came alive because of you, Father. I am healthy because of you, Lord. I can walk in victory because of you, Jesus. And I can sit here and say that I have victory in my hands because of you. I can open doors because of you. I can heal others because of you. It is you, Lord. It is you, and it has always been you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. You are welcome in this place. You are so welcome. You are so welcome. Thank you, Father. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen and amen. Amen. You are holy, my Lord. You are holy.
mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner. Lift up your banners, let the angels sing. Oh yes, praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Amen. Halleluja. Ons prys die Here. Sjoe, die Here wou op so 'n manier deurkom vandag. Deur praise and worship. Ons is al 30 minute in ons voice op ons video. En soos ek altyd vir my groepie ook sê ek vir julle ook, ek is nie iemand wat hou daarvan om die Heilige Gees te stop nie. As die Heilige Gees wil beweeg, dan is jou skedule, jou tyd, dit wat jy beplan het, beteken dan niks nie. Amen. Ons moet die Heilige Gees vrye teels gee om te kan beweeg. Ons moet die Heilige Gees die vryheid gee om deur ons wessels en in ons atmosfere te beweeg. En telke male is dit dat manne van die Here en vroue van die Here die Heilige Gees blok en stop, dan doen hulle alles wat hulle wil doen. Maar die Heilige Gees wil hê, daar moet ge-worship word. Soms dan gaan ons reg deur ons Bybelstudie, dan worship ons net. Daar was een aand gewees, ek weet nie of julle kan onthou nie, toe sit dat my man ook sy woord voorberei het, toe hy van 7 tot 9 toe net gebid. Aan een, dit vir my was soos 'n rekord gebruik, en jy kon hoor, dit is nie aansit gebed nie, dit is nie aansittery nie. Jy kon die Heilige Gees, kon jy voel en gewaar soos nou, jy voel dit, jy ervaar dit, maar baie kere is dit dat die leiers, die Heilige Gees blok nie almal nie, maar baie van hulle, daai selfgeroeptes, dan doen hulle alles net so hulle way. Maar anyway, ons moet altyd onthou, dat die Heilige Gees is 'n persoon, en daai persoon wil beweeg, soos wat hy wil beweeg. En as hy voel die toon is nog nie geset in jou atmosfeer nie, en hy wil nog gesing wees, en hy wil nog 'n worship wees, en hy wil nog hê, daar moet, jy weet, al die tipe dingetjies, dan moet daar losgemaak word. Amen. Dis wanneer ons atmosfeer bietjie styf is, wanneer die Heilige Gees 'n styfheid ervaar en dit kan bind, dan wil hy die atmosfeer kom losmaak. En julle kon sien, dit is iets wat ek gedoen het nie, want ek was baie gebeweeg gewees. Ek was lanklaas so beweeg, Suster Elvia. Ek was regtig lanklaas so beweeg. Ek was so lank in my rouproses, dat ek regtig baie lanklaas die Heilige Gees so ervaar het. But lately, I can feel Him, and I can, just feel Him in the atmosphere moving, and it's the most beautiful feeling that you will ever feel in this world. Amen. Ons kan gaan na die boek van Daniel. Die boek van Daniel, julle dierbares. Ons het mos nou gister die boek van Job behandel en behartig. So vandag gaan ons die boek Daniel doen. En dit is dieselfde geval julle soos gister, nê? Dat daar is die spesifieke verse wat die Here vir my gegee het om te lees vir julle wat uitstaan nie. Dit gaan net soos wat ons nog gister gelees het van Job, né? Job se lewe, dis dieselfde soos nou met Daniel en Daniel se lewe. Amen. So, ek het so 'n bietjie gelees, ek het sommer hier van die begin af gelees van chapter 1 af, toe ek die hele boek net deur weer gelees. Sommer maar net so vir interessantheid, want net soos Job het ons ook al die boek Daniel so baie behartig. Maar ek prys die Here dat sy woord is altyd vars. Daar's altyd 'n varse woord. Jy kan maar dit 1000 maal kan jy dit gepreek het en gebreek het. Maar op die einde van die dag is God se woord altyd nuut en hy's altyd vars, né? So, julle kan die boek Daniel en die boek Job gaan bestudeer. Amen.
So, as julle hier, weet julle wat, okay, ek wil so graag dit eintlik vir julle lees nie, maar dit is te veel om vir julle te lees. Maar gaan so 'n klein bietjie gou vir julle lees. In die 3de jaar wat koning Joachim oor Juda regeer het Nebukadneser teen Jerusalem opgetrek. Hy was die koning van Babel en hy het die stad gebeleer. Die Here het Joachim, die koning van Juda, in sy mag oorgegee. Toe hy terugkeer na Babel, het hy van die voorwerpe wat hy uit God se tempel geplunder het, saam met hom gevat en dit in die voorkamers van sy God se tempel gaan sit. Hy het dit wat in die tempel van die Here was, net dit wat heilig is, het hy met dit wat onheilig is gaan plaas, né? En toe ek daai stukkie so lees, toe staan dit sommer vir my onmiddellik uit dat hierdie koning het dit wat heilig was, het hy gaan plaas met dit wat onheilig en onrein was. Hy het soos die heilige en die onheilige saamgesit. En julle weet die woord van God sê nê, hy sit nie om 1-4 saam met vullis nie. Hy sit nie om 1-4 saam met demone nie. Maar hier al klaar kom sien ons hoe dat hierdie koning, en onthou, hierdie koning is deur God nie aangestel nie, maar hy is daar geplaas deur die Here, want die Here sê Joachim het hy in sy mag oorgegee. So die Here dan hierdie koninkryk geoorhandig aan Nebukadneser. Nou weet wat ook vir my uitgestaan het, is dat wanneer die Here altyd 'n leier aanstel, daai leier is voordat hy aangestel was hy so mooi en so goed en so rein in die woord. Maar die moment toe jy leier word, jy's nou apostel, jy's nou profeet, jy's nou evangelis, jy's nou aangestel, jy kry nou 'n naam, jy het nou 'n name tag nou, jy het nou 'n kantoor nou, jy's nou geplaas in 'n kategorie as 'n pastoor, jy het nou 'n ampt nou. Maar toe jy niks was nie, het jy alles gedoen dit wat die Here van jou verwag het om te doen. Maar die moment toe jy 'n ampt kry en jy word geplaas in jou office en jy word geïdentifiseer as pastoor, dit is asof daar 'n sekere mag is wat kom oorneem oor daardie leier. En wat hulle telke male doen is, hulle bring die onreinheid, bring hulle in die huis van die Here in. Hulle meng dit wat nie gemeng moet word nie. En hier sien ons die konings het dit ook destyds so gedoen. Goede gemeng wat nie gemeng moes geword het nie. Vers 3. Die koning het vir Aspenas, wat aan die hoof van die paleisamptenare opdrag gegee. Hy moes jong manne uit die koninklike families en vooraanstaandes van die Israeliete wat gevangene geneem is na hom toe bring. Hulle moes gesond en aantreklik wees, hulle moes intelligent, goed ingelig en vinnig van begrip geskik om in die koning se paleis in dienste te geneem te word. Hulle moes ook verder, hulle onderrig word in die taal en letterkunde van die Babyloniërs. Die koning het opdrag gegee dat hulle elke dag kos en drank uit die paleis moes kry. Hulle moes 3 jaar lank opgelei word, sodat hulle aan die einde daarvan as adviseurs in sy diens kon staan. Daniel, Hananja, Mishael en Asarja was onder hierdie jong manne uit Juda. Die hoofamptenaar het vir hulle nuwe name gegee. Daniel het Belsassar geword en Hananja Sedrag en Mishael was Mesach en Asarja was Obed-Nego. Daniel het egter besluit dat hy nie homself met die koning se kos en drank gaan verontwaardig nie. Nou as ons net gou weer vinnig stil staan by daai stukkies nê. Daar sien ons dat Daniel en sy 3 vriende, hulle is godskinders, nê? Hulle was godskinders gewees. Maar onder al die ander jong manne wat die koning voor opdrag gegee het om in die paleis te kom werk, was hulle 4, Daniel en die 3 vriende, was ook deel van daardie manne. En kyk, die koning was uitsoekerig gewees.
Die koning het spesifieke manne gesoek met spesifieke features aan hulle. Hy het gesê, hulle moet mooi lyk, aantreklik, hulle moet goed, hulle voorkoms moet goed na vore kom, en hulle moet slim wees, hulle moet clever wees. Hy het dit daar so self gesê, hulle moet reg wees om in sy diens geneem te word, om in die koning in die paleis te kan werk. Nou daar sien jy al klaar, hulle was aantreklik, hulle was mooi, hulle was slim, hulle was intelligent. Right? Nou wat gebeur vandag met ons aantreklike manne daar buite? Wat gebeur vandag met ons aantreklike vroue daar buite? Want as ons die boek Ester ken, dan sal ons weet dat Ester was ook gekies vir haar mooiheid, haar mooi voorkoms. Amen. Nou as ons vandag so mooi kyk in hierdie wêreld, hier's baie mooi vroue van die Here, baie mooi manne in die Here en so, né? En never mind die manne in die Here en vroue, hier's mooie mense in die wêreld, baie mooi. Ek praat nou van hy fisiese voorkoms, julle. Julle weet ons as Christene, ons kyk mos hier binne na die mooiheid, né? Ons weet nie wat is buite lelik nie, ons ken nie dit nie. Ons weet net hier van binne straal jou mooiheid of jou lelikheid uit. Maar Suster Lizzie praat gou hier vir 'n oomblik van die fisiese voorkoms, van die wêreldse manier van hoe hulle kyk na die mens, want julle hoor mos wat sê Nebukadneser, né? En onthou, Nebukadneser was nie 'n godsman nie. Hy het ander gode gehad, hy het ander gode gedien, hy het ander gode geworship, so. Hy is nie 'n man wat in die gees gekyk het nie, hy is 'n man wat in die vlees gekyk het. So met ander woorde, vandag kan ons kyk na wat gebeur in hierdie wêreld. Wat doen die duiwel met hy mooi dogters? Wat doen die duiwel met hy mooi manne? Vandag is dit juis hy mooie mans en hy mooie meisies wat in die verdoemenis is. Wat in dinge is wat hulle nie moet in wees nie. Hulle is eide escorts wat ons noem prostituie. En as ek weet jy kry alle soorte prostituie daar buite, maar ek meen is dit nie baie kere wat ons sien, die een is 'n stripper of die een is nou 'n prostituie, en dink jy, hy sê so mooi meisiekind. Weet sy dan nie hoe mooi is sy nie? En sy is wat ek in Chinese ook altyd so gaan bedien. Dan kyk ons ook die seunskind so, dan sê ons ook vir mekaar, ouma, dis 'n pragtige seun, maar hy so verval in dagga en in die dinge van die wêreld. Ons wil so graag hê hy moet hierna toe kom. Ons gesels met hom, ons werk met hom, maar dit lyk so, hy weet nie hoe mooi hy is nie. Hy weet nie hoe aantreklik hy is nie. Sy mooiheid, sy features kan gebruik word in die koninkryk van die Here. Ek weet nie op watter manier nie, maar hier sien ons op watter manier Daniel hulle gebruik was. Hulle voorkoms was vir hulle voordelig gewees. Hulle kon in die paleis gaan werk het, né? En dit alles het 'n doel, daar's 'n doel vir hulle mooiheid gewees. Daar's 'n doel vir aantreklikheid gewees, want dit het 'n hele ripple effek gehad met Daniel en sy 3 vriende in daardie paleis, né? Op die einde van die dag is dit dat hulle, die onbekeerdes tot bekering moes gebring het, die ongelowiges tot geloof moes gebring het, en selfs die koning wat Nebukadneser is, het hulle tot bekering gebring, want hy homself moes kom erken het, dat God is, die God van Daniel. Amen. So, dit het nie gegaan oor sy aantreklikheid. Die God maak jou nie mooi vir jouself, omdat jy weet, dit kan gaan misbruik of gebruik. Vandag sit ons hier voor kameras en sien ons die pragtige meisiekind, die pragtige features, die mooie mansmens, en hulle is met hulle lippe, en hulle is met hulle oor, maar ek weet nie wat gaan hulle oor animaals, jy weet, as tonge wat uithang, as tiete wat uithang, man, dis net jou features, hulle exploit dit so op hierdie internet, né, waar hulle dink dat, maar dis omdat hulle nie weet wat om te doen met hulle aantreklikheid nie. So God het nie vir Daniel en vir sy 3 vriende aantreklik gemaak, om dit so te misbruik in die wêreld nie. Dit het 'n hele ripple effek gemaak. Dit het gegaan oor sy ticket.
Daniel se aantreklikheid was sy ticket gewees. Hy het 'n ticket gekry om in die paleis in te gaan. Is mos nie enige een wat net in die paleis kan ingaan nie, dierbares. Amen. Selfs ons gaan nie eens in die Here se paleis in kan gaan as ons harte nie mooi en aantreklik gaan wees nie. As ons nie mooi en skoon gaan wees van binne nie, dan gaan ons nie die koninkryk kan ingaan nie. Nou net so ook Daniel en sy vriende, hulle kon nie ingegaan het as hulle nie die VIP ticket gehad het nie. Die VIP ticket was hulle features. Die VIP ticket was gewees, die skreefies oogies, hulle het seker sulke oogies ook gehad en sulke wenkbraue en sulke, julle weet hy hoë wangbene en hy kakebene, sien jy hy mooi features. Hulle het dit gehad, maar dit was hulle ticket in. Maar wat was die uiteindelike doel gewees? Die uiteindelike doel was vir hulle om daai koning tot bekering te bring. Die eintlike doel was om daardie mense wat in daai paleis werk of gewerk het, tot bekering te bring, na die Here toe te bring. Amen. En as ons mooi kyk julle, toe hulle in die koninkryk gaan werk het, in daai paleis. Ja, jy kan maar sê in daai koninkryk. Toe hulle in daai paleis gaan werk het. Die moment toe hulle daar kom, toe kon hulle name nie dieselfde bly nie. Toe verander hulle name. Nou sien, dit is wat die duiwel doen met 'n mens daar buite. Wanneer die duiwel jou gevangene hou, en hy het jou in sy grip, wat doen hy? Hy verander jou identiteit. Hy verander die mens wie jy is, wie die Here gebore of in hierdie wêreld ingestuur het. Die Here het jou hier ingestuur, 11 jaar plaatjies. Die Here het jou hier ingestuur, Elizabeth Matthews. Maar toe ek in die wêreld ingaan en ek is geparty en ek dans op tafels, toe word ek wat genoem Liza. Dus ek Liza en nie meer Elizabeth nie. Amen. Jou identiteit kom verander wanneer jy in 'n plek is waar jy nie moet wees nie. Dan verander jou identiteit heeltemal. Maar sommige plekke waar mens moet ingaan soos Daniel en sy vriende, jy word geroep ook soontoe. Jy word geroep om daar in Babel in te gaan. Jy word geroep om in hy put gegooi te word. Josef was geroep gewees om deur die put te gaan. Hy moes deur die put gaan om by sy destiny uit te kom. Daniel, hy moes deur die paleis gaan om sy destiny te bereik. Jesus, hy moes deur die kruis gaan om sy destiny te bereik. Nou so ons ook. Ons gaan deur dinge, dit waardeur jy nou gaan. Sit terug, evalueer en discern vir jouself en kom stel vas of dit ook die put is waardeur jy moet gaan, of jy kan geroep word na die put toe, of jy word gestoot na die put toe. Sommige putte is nie vir jou nie. Sommige tronke is nie vir jou nie. Sommige plekke is nie vir jou nie. Maar dan is daar sekere putte en sekere battlefields wat vir jou is, sodat dit jou in jou destiny in kan stoot. Nou hier sien ons dierbares, hulle name het kom verander. Maar die Here het geweet van hulle. Die Here het geweet van hulle. Baie kere is dit dat ons in die wêreld is, dan is ons met drank en drugs en dinge die mekaar in die wêreld, dan kom verander ons identiteit heeltemal. En weet julle wat kan dit veroorsaak? Dit kan veroorsaak dat ons die stem van die Here nie hoor nie. Want die Here roep vir Elizabeth, maar hier roep hulle Liza. Die Here roep Elizabeth, maar hier praat die Liza en dit is loud hier so en is net Liza hier en Liza daar, maar daar roep Jesus vir jou Elizabeth. As jy op sekere plekke is, waar die Here jou nie heen gestuur het, die dierbares, dan gaan daar 'n dag kom dat die Here jou gaan roep. Dan gaan daar 'n dag wees dat dit jou tyd is, waar die Here jou gaan roep, waar jy dalk moet ge-elevate word, of by jou destiny uit moet kom, of in jou purpose in moet stap, of in jou missie in moet stap, dan roep die Here Elizabeth, en staan hy met 'n lysie voor hom, Elizabeth. Maar Elizabeth gee nie antwoord nie, want sy is op 'n plek waar die Here haar nie heen gestuur het nie. Maar Daniel en sy vriende,
as op 'n plek waar God hulle self heen gestuur het. En die Here weet van die name wat kom verander het. En die Here was so reg met dit, want hulle was in lyn met die assignment op hulle lewens. Want daar het 'n paar dinge het daar plaasgevind in daai paleis. 'n Paar dinge. Jy sien te midde van die feit dat Daniël hulle op 'n plek was wat 'n godsman hom nie self regtig sal kom bevind nie, maar hulle was op die plek omdat Jesus God hulle soontoe gestuur het Daniël nog steeds gehoorsaam gebly. Daniël het geweier om my kos te eet van die paleis. En hy het gesê ek gaan nie hierdie kos eet nie. Weet julle wat simboliseer dit? Dat hy nie die kos geëet het van daai paleis nie. Hy het gesê ek gaan nie die kos eet nie. Die man sê nee, maar julle moet dit eet, dis 'n opdrag van hierdie koning. Julle moet dit eet want julle moet gesond wees, julle moet so. Maar hy het gesê is alright, gee vir my die kos uit die grond uit. Ek soek net groente, gee vir ons net groente en toets ons vir 10 dae. En kyk dan hoe ons lyk. En maak jy dan self jou assumptions en jou stel self vas. Of ons agteruit gaan en of ons optel en nog steeds lyk soos hierdie man. En toe dit so gekom dat hulle ver beter lyk ewen, gesonder lyk as daardie manne wat die wyn en die kosse van die paleis eet en drank. Dit simboliseer ons moet nie oral gaan eet nie. Ons moet nie almal se kos eet nie. Ons moenie oral waar ons kom wil eet nie. Want almal se kos kan dalk lekker proe, maar dit is nie gesond vir jou siel nie. Dit is nie bedoel om jou op te bou nie. Want iets wat daai koning gesê het gaan hulle opbou, sou vir Daniël hulle afbreek. Sou hy eet van hy kos, sou hy dalk vet geword het, of hy sou whatever, die kos sou iets gedoen, sou hy self siek ook gemaak het. Want dit is nie net die kos wat ons hiervan praat nie, dierbares. Dit gaan oor die geloof van daardie sisteem. Want as ons nou mooi, ons moet nou gewoon mooi luister, nee. Daniël het die fisiese kos het hulle nie geëet van die paleis nie. En dan tweedens, Daniël en sy vriende het nie weggewyk van hulle geloof af nie. Amen. So met ander woorde, ons moet die Bybel lees, nie letterlik nie, ons moet hom lees om hom te verstaan. Ons moet die boodskap van God, moet ons uit die woord uitkry. Daar's 'n geestelike woord vir jou opgesluit in God se woord. En die wie geroep is in die Here, gaan hom kan unlock, gaan hom kan verstaan. En die understanding vandag hier, agter Daniël en sy vriende, wat nie die paleis se kos geëet het nie. Dis 'n hele ander woord wat ek nou hier preek. Ek het nie eens die in my kop gehad nie. Ek het regtig waar iets anders in my kop gehad, maar die gees van die Here, nee, hy het mos self ingekom. So hier kom wys die Here vir ons, die is simbolies. Daniël en sy vriende het vir ons simbolies kom wys. As die Here jou gestuur het in Babylon in, wil hy sê, jy moet kom word soos Babylon nie. Ons kan hier in hierdie wêreld maar wees, maar ons moenie kom konform soos die wêreld nie. Ons moenie gelyk word aan die wêreld nie. Dit is basies wat Daniël en sy vriende vir ons kom wys, dierbares. Hulle was in 'n paleis, hulle was in 'n paleis tussen lekker steaks en lekker beef en stews en die lekkerste wyn en die lekkerste sappe. Alles was daar vir hulle uitgelê. Is dit nie hoe die wêreld is nie? Is dit nie hoe die wêreld is nie? Soos 'n paleis, met sy kosse wat uitgelê is vir ons, met sy sap en sy lekker wyn, wat uitgelê is vir ons. Nou net soos Daniël en sy vriende, al het ons 'n vleeslike naam kom kry op hierdie aarde, al moes ons identiteit vleeslik kom verander het, moet jy weet, jy's van die gees.
en nie die vlees nie. Alhoewel Daniel en sy vriende se name kon verander het, en het julle geweet, Daniel was genoem after 'n afgod. Sy naam was Belshazzar of so iets, of Belshazzar of so, wat was sy naam? Dis 'n afgod. Dit was Nebukadnezar se afgod, se naam. So Daniel het die naam van 'n afgod kom aankleef. So die Here kom wys ons deur Daniel se lewe. Die afgoderry gaan nie rondom ons wees. Die toordery en die hekse gaan nie rondom ons wees. Hulle gaan ons self steun met hulle toordery. Maar die Here sê, al is dit dat hulle jou steun, moet jy nie kom word soos hulle nie. Al is dit dat hulle vir jou 'n nuwe naam kom gee, Liza, moet jy nie kom word soos hulle nie. Al is dit dat die tafel vir jou gedek is in hierdie paleis wat genoem is die wêreld, moet jy onthou, kind van God, jy is 'n bypasser. Jy's nie hier om te bly nie. Dis nie jou woning hierdie nie. Jy's 'n bypasser. So moenie die kos eet wat hulle vir jou gee hier op hierdie aarde nie. Wat is die kos waarvan ons praat? Sonde. Sonde. Die verkeerde dade. Al het Daniel die naam van 'n afgod gehad, het hy hom nie gehou soos 'n god nie. Hy het hom nie gedra soos 'n god nie. Maar tog het hierdie koning hom probeer worship. Tog het hierdie koning gesê, ek gaan vir jou 'n pearls rope aantrek. Ek gaan vir jou juwele en alles, ek gaan vir jou 'n amp sit. Tog het hierdie koning gesê, ek gaan vir jou met juwele bedek. Ek gaan vir jou met die weelde van hierdie paleis bedek. So met ander woorde, toe die koning uitvind dat Daniel het gawes upon gawes. Want Daniel kon sy drome vir hom uitlê. En raai wat, Suster Elvia? Daardie Nebukadnezar het allerhande toormasters gehad. Hy het al sy toorvrouwtjies en sy toormannetjies het hy almal geroep. Hy het gesê, roep hulle almal. En hy het gesê, lê vir my die droom uit, en hulle sê, maar sê vir ons die droom. En Nebukadnezar was toe slim en sê jy vir my wat het ek gedroom. En obviously gaan hierdie mense mos nou sê, hoe nou? Dis mos ek moet jou slaap. Jy moes geslaap, ek moes geslaap. Dis jou liggaam, is jou brein, is jou droom. Hoe kan ek vir jou sê wat jy gedroom het? Sê vir ons die droom. En hy sê, sê jy vir my wat het ek gedroom. En hulle kon hom nie sê nie. Maar Daniel, die Daniel, wat die God bo alle gode geloof het, kon vir hom sê, jy het gedroom van 'n beeld. En hy kon die beeld se droom kan hy heeltemal vir hom uitlê. Hy moes hom glo. Hy het 'n keuse gehad nie, want niemand het geweet wat hy gedroom het nie. En hier kom Daniel en hy sê, nou sien julle nou, waar kom die mooiheid en die aantreklikheid nou aan? Is dit van te sprake? Nee, hy's klaar binne. Hy's klaar binne. Amen. Nou is ons niks meer te doen met die aantreklikheid en die feit dat jy slim is nie. Nou gaan dit oor, wie is die Daniel? Wie is Abunego hulle? Wie is die mense, jong? So wat doen Daniel? Hy hou aan om die koning te vertel van God. Hy het gesê, jou gode kon dit nie vir jou antwoord nie, maar die God bo alle gode wat ek aanbid. Amen. Amen. Die koning wou Daniel aanbid, want hy is lief vir gode aanbid. Hy is lief daarvoor om goedjies sy God te maak. En hy wil vir Daniel sy God maak.
En wat sê Daniel? Is okay. Ek soekie daai roop nie. Is okay. Ek soekie julle juwele nie. Is okay? Nee, is fine. Ek soekie daai amp nie. Ek soek nie daai dit en dit wat ewe nie. Hulle het hom wel hoog geag, maar hy het nie, want Daniel het geweet wie hy is in die Here. Daniel het geweet dat hy homself moenie geprys en geworship word nie. Nou kom ek terug na wat ek in die begin gesê het. Wanneer hulle begin 'n ampe kry as pastore en apostels, dan laat hierdie amp, hierdie kleed vir hulle dink hulle is God. Dan beweeg hulle soos God. En hulle wil net erkenning hê as God. Dis hoe dit werk. Leer vandag uit Daniel en sy vriende se lewe. Hulle het nie kom word soos die mense in die paleis nie. Daniel het sy geloof behou. Daniel het sy identiteit in die gees behou. Hy het nog maar toegelaat dat hulle maar vir hom Belsasar noem. Hulle het toegelaat dat hulle nog maar Abednego hulle genoem word en al die Sedrag hulle. Hulle het maar toegelaat, is fyn, want hulle het geweet hulle is daar vir 'n higher calling, vir 'n groter doel. Hulle is daar vir 'n missie. So wanneer jy in daardie situasie jouself weer kom bevind, onthou net die missie. Onthou jou assignment. Sodat jy nie verlore word in daai gat nie. Sodat jy nie verlore word in daai paleis nie. Ons tronke kan lyk soos paleise dierbares. Dan lyk dit vir ons lekker. Selfs die ryk manne en ryk vroue, lyk dit vir ons we've made it in this world. Die Here het jou rykdom vir jou gegee vir 'n rede. Die Here het jou features vir jou gegee vir 'n rede. It is up to you to go and find out what it is that the Lord wants from you. The word of God says in Matthew, seeking first the kingdom of God, and then all things will be added unto you. Amen. Die Here seën. Shalom.